Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Hallo Familiekerk, is vir my lekker om weer op hierdie manier vandag met julle te kan kommunikeer en kuier, of jy nou lewendig hierdie diens kyk, of later die week, of tydens stilte tyd, of as huiskerk dit dalk weer kyk, is vir my lekker om met julle te gesels vandag. En ons is besig met, soos wat ons maar gewoonlik hier in Oktober maand is, met die tema rondom finansies. Spesifiek hierdie maand gaan dieper met jou finansies, omdat dit haak aan ons jaartema by Vredelust en Familiekerk. Nou, ons was nog nooit bang om oor finansies te praat nie, omdat dit so 'n belangrike deel is van ons Christendom, en omdat die woord baie daarna verwys, hoe ons met ons finansies moet omgaan.
En so dit was vir ons by Vredelust en Familiekerk nog nooit moeilik gewees om daaroor te praat nie. En tog is dit, soos wat die Engels sê, tricky, nê? En ek gesels die ander dag met 'n vriend van my, hy is 'n hoërskoolonderwyser by 'n hoërskool hier in die Skiereiland. En ek sê vir hom, ons is nou weer besig met hierdie tema en dis altyd tricky. En hy sê vir my 'n interessante ding. Hy sê vir my, as hulle hoërskoolkinders onder hulle vlerk het hulle sekere kurrikulum wat hulle moet afhandel voor die einde van matriek. As hulle nie daai kurrikulum afhandel voor die einde van matriek nie, is daar sekere uitkomste wat daai kinders nie gaan klaar het nie. En hy sê vir my, dis hoe hy baie keer hierdie ding rondom gee en finansies en geld sien. Dit is 'n module van Christendom, soos wat genade, liefde, verlossing, vergifnis, soos wat al hierdie beginsels deel is van ons journey as gelowiges, is die beginsel van gee net so deel. En dit was vir my nogal mooi, want dis 'n goeie manier om daarna te kyk, in die sin dat as ons nie hierdie beginsel van gee en van finansies en bronne, as ons nie dit gaan behandel soos wat die woord dit aan ons verduidelik nie, is daar sekere uitkomste wat ons as gelowiges rondom ons finansies nie gaan hê nie, nie gaan kry nie, nie gaan snap nie. En dis hoekom dit vir ons so, hoekom ons met soveel vrymoedigheid hieroor kan praat, want dit is deel van ons alledaagse lewe en alledaagse reis as gelowiges. Nou, ek is mal oor hoe Pieter afgeskop het verlede week oor hierdie ding rondom blymoedige gewers. Julle sal onthou, hy het uit Markus 12 uitgewerk, en dit het gegaan oor hierdie welgestelde ouens wat offerkis toe gegaan het en hulle geld ingegooi het, die sakke en sakke vol geld vir almal om te sien. En hier kom hierdie brandarm weduwee en sy gooi 2 muntstukkies, gooi sy in die offerkis in. Maar sy doen dit vanuit 'n rou, eerlike, opregte ingesteldheid. En dis die ding wat vir Jesus opgewonde gemaak het, wat hom laat opspring het en vir sy disippels gesê het, guys, wat hierdie vrou gedoen het en die manier hoe sy dit gedoen het, dis die ding wat my opgewonde maak. En daarom moet ons altyd die motief van ons hart check, nê? Veral wanneer dit by geld kom en by bydraes, want mense sien nie altyd ons why nie, ons hoekom nie, maar Christus doen. En ons hoekom, ons why, bepaal of dit vir Jesus roer of nie. Nou, vandag wil ek jou weer na een van die evangelies toe vat, spesifiek 'n storie waar Jesus gesalf word. En ek wil bietjie met jou gesels oor die tema rondom die diepte van jou vrygewigheid. So ek wil vir jou vat na die salwing storie toe wat ons kry in Johannes 12 vers 1 tot 8. En wat daar gaan gebeur nou, die storie speel af net nadat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, en dan vlug hulle eers, of hulle gaan skuil so half by 'n plekkie met die naam Efraim, en dan kom hulle terug Betanië toe, en dis dan waar hierdie storie afspeel. Nou, ek lees vir jou Johannes 12 vers 1 tot 8. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van hierdie reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad
en het van hierdie bydraes gevat. Toe sê Jesus, laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Nou, hier's 'n klomp goed wat in hierdie toneel gebeur en ons kan preek oor elke liewe aspek van hierdie gedeelte, maar ek dink daar's een gebeurtenis, een fokuspunt, een ding wat soos 'n paal bo water uitstaan bo die ander en wat jou amper half insuig om meer te verstaan oor wat hier aangaan. Maar ek dink voor ons daar kom, is daar 'n paar ander noemenswaardige punte, soos byvoorbeeld, alhoewel dit nie die fokuspunt is nie, let op, dis 1 week voor Paasfees, 1 week voordat Jesus die ergste kriminele dood van sy tyd sou sterf, en hy weet dit. Let op, Lazarus is hier aan tafel. Lazarus was dood. Volgens Martha het hy al geryk om dit mooi te stel, maar hier sit Lazarus. Ons sien Martha bedien steeds, dieselfde Martha wat Jesus gesê het op 'n ander plek in Lukas 10, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Toe sy vir Jesus vra, maar moet haar suster nie ook bietjie kom help en bietjie kom werk nie. Let ook op, Jesus se disippels is hier teenwoordig, en so, daar's baie ander goed onder die oppervlak wat hier aangaan, waarvoor ons nou nie noodwendig vandag tyd het nie, maar dis belangrik om te weet, hierdie is 'n ongelooflike crucial toneel vir so baie redes, maar die ding wat soos 'n paal bo water uitstaan, is Maria wat vir Jesus salf, en al die aspekte van kardinale belang rondom hierdie salwing. Nou, vinnig, hierdie storie kan jou baie de mekaar maak eintlik, want dit kom in al die evangelies voor, en tog lyk dit of daar teenstrydighede is. Maar daar is nie teenstrydighede nie, want soos wat meeste teoloë nou al ooreengekom het, dis eintlik 3 verskillende stories, met dieselfde tipe scenario's, maar dit is gebeur op verskillende geleenthede, en hulle het verskillende omstandighede, en dit het ook, elke storie het ook sy eie unieke doel. So, daar is baie verskille, maar daar is ook baie ooreenkomste tussen hierdie stories. Maar ons is vandag by Johannes 12, waar Maria Jesus se voete salf. Nou, nardesolie was 'n ontsettende, lekker ryk peperdierolie wat die ouens ingevoer het van India af. En hier sien ons, Maria gooi 'n half liter van hierdie olie uit op Jesus se voete. Hierdie olie se waarde was 300 denarii, wat ongeveer die waarde van 'n hele jaar se salaris vir 'n algemene werker was. En Maria gooi dit uit op Jesus se voete. 'n hele jaar se salaris. Nie net gooi sy 'n klomp olie uit nie, sy gooi dit op sy voete uit. Hierdie spesifieke olie was gewoonlik gebruik om mense te salf, maar dit was gewoonlik oor hulle kop uitgegooi as 'n teken van gelukwensing. Om dit op iemand se voete uit te gooi was 'n ongelooflike vernederende daad. Tog was dit 'n daad van daardie tyd, en vir Maria van diepgaande liefde, aanbidding en van nederigheid. Dit het dieper gestrek as 'n slaaf wat sy eienaar se voete met water gewas het. En wat nog meer is, sy droog Jesus se voete af met haar hare. Nie 'n handdoek nie, haar hare. Om as vrou jou hare los te maak in die kultuur van die tyd, of van daardie tyd, was 'n kultureel verbode handeling gewees. En dit nog in die teenwoordigheid van mans, wat dui op die feit,
En hierdie is vir my bitter belangrik. Dit dui vir my op die feit dat Maria se reputasie nie voordeel geniet het bo haar aanbidding van Jesus nie. Maria gooi die kosbare en dierolie uit in 'n daad van ekstreme, radikale aanbidding. Dis haar worship teenoor Jesus. Sy besef Jesus se onvergelykbare waarde en sy druk haar dankbaarheid uit met ongereserveerde toewyding. Hoe mooi is dit? Maria se salwing van Jesus se voete wys ook na Christus se identiteit as die messiaanse koning, maar dit wys ook na sy nederige posisie as diensknegt, want as Maria Jesus se voete salf en dit met haar hare afvee, wys dit op Jesus se aksie wat net daarna sou kom wanneer hy die disippels se voete sou was en hulle sou leer om mekaar lief te hê deur opofferende nederige dienslewering. Haar vernederende aksies, wat sy doen en hoe sy dit doen, het meer gevolg as wat sy geweet het op daai stadium en wat sy besef het. En tog, alhoewel sy nie die volle omvang van die messiaanse betekenis van die betekenis van die salwing besef het nie, het Maria en ook die ander vrouens in die ander verhale Jesus se waarde meer waardeer as enige iemand anders om daai tafel. Ons sien in Johannes 12 vers 5 en 6, ek lees vir jou uit die Amplified, sê Judas Iscariot, "Why was this perfume not sold for 300 denarii and the money given to the poor? Now he said this not because he cared about the poor, for he had never cared about them, but because he was a thief, and since he had the money box, serving as treasurer for the 12 disciples, he used to pilfer," dit is om te steel, "what was put into it." Judas kry snif in die neus en meen sulke dierolie kon liewer verhandel geword het. Gee dit vir die armes man, sê hy. Hoekom mors julle so? Het jy al mense gehad wat jou vrygewigheid aan Christus en sy kerk bevraagteken het? Judas sê, hoorie, waarvoor doen jy hierdie? Hoekom doen jy dit? Dis 'n jaar se salaris. Die olie is werd 'n jaar se salaris. Mense wat vir jou gevra het, hoekom mors jy so? Het jy al sulke mense gehad in jou lewe? Judas dink aan die kwantiteit muntstukke wat oor Jesus se voete vloei en nie die kwaliteit liefde wat daarmee gepaard gaan nie. Judas versteek sy ware motiewe agter mooi woorde en tog weet Jesus wat in sy hart aangaan. Judas se praatjies klink mooi en edel, maar sy innerlike oortuigings is korrup. Wanneer jou alledaagse optrede nie ooreenstem met jou mooi voornemens nie, is goedklinkende woorde hol en leeg. Maar Maria verstaan iets van egte aanbidding, ten spyte van en ook ten koste van haar eie reputasie en van haar beeld en van haar beursie. Jou gedagtes en jou hart kan hoe rein wees, maar die mag van geld kan selfs goeie harte oorskadu. Ons sien dit in Judas se lewe in hierdie storie tydens hierdie gebeurtenis en ons sien dit oomblikke later as hy self sy eie leermeester, sy rabbi, sy Jesus vir 30 silwerstukke verkoop. In hierdie presiese geleentheid maak dit dan sin as die kerkhervormer Martin Luther sê, "There are 3 conversions necessary, the conversion of the heart, the mind, and the purse." Vir Maria was al daardie goed in plek en ek dink vir ons, soos in Judas se geval ook, is ons baie keer in alle aspekte fyn, behalwe vir die finansiële aspek. Baie mense voer aan dat kerk geestelike manipulasie gebruik as dit kom by finansiële aspekte van die lewe. En in baie gevalle in die breë kerk mag dit so wees, maar ek glo, as ek die woord reg verstaan, as die beginsel van gee en die beginsel van toewyding en jou aanbidding van Jesus in jou lewe reg is, soos wat dit in Maria se lewe reg was,
is die nardesolie, maar net die vrug en die uitvloeisel daarvan, ongeag die prys en die koste. Mag jy, as jy vandag hierdie boodskap hoor, mag jy besef dat jou toewyding teenoor Jesus strek baie verder as die fisiese geld wat jy ingooi, soos in verlede week se storie, of uitgooi, soos in hierdie week se storie. Sien, die fisiese uitgooi of ingooi is maar net 'n teken van die innerlike aanbidding wat daar in jou hart is. Mag dit jou in hierdie week en ook vorentoe in jou lewe uitdaag, maar ook motiveer en opgewonde maak om te gee as uitvloeisel van jou aanbidding. Dankie Jesus dat U ons uitdaag as gelowiges, as U kinders, om die diepte van ons aanbidding en ons toewyding altyd te check, Here. En weet dat wanneer daar uiterlike voorbeelde of uiterlike manifestasies soos die ingooi van 'n geldjie of die uitgooi van olie is, dui dit maar net op die diepte van ons aanbidding. In Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Ons hoop ons sien jou baie gou by Familiekerk Botlarey.